Goeiedag almal, ek is Manny van Bloemfontein. Dit is vandag Dinsdag, die 6de Mei 2025. Ons doen die nuus in kollig en verskeie koerante word weer eens net kortliks weergegee. En ons hoofopskrif vir vandag sê, 20-jarige breek sy nek tydens rugby onder 21 wedstryd en sterf in Vanderbijlpark. Die nuushooftrekke vir vandag sien sodanig uit. Taxi-botsing, 15 mense sterf in Adelaide. 20-jarige breek sy nek en sterf tydens rugbywedstryd. 3 aangekeer na matrikulant gesterf het. Massas water bereik Noord-Kaap na goeie reën uitsak. Valke ondersoek organisasies. Suid-Afrikaanse blitsbokke is die kampioene. Wilano Sonders, wat 20 jaar oud was, 'n Sondagoggend vroeg in die Sebokeng Hospitaal in Vereniging oorlede. Sonders se ma, Lizelle, het gister sy dood op Facebook bekend gemaak. Sonders het sy nek Saterdag ernstig beseer in 'n wedstryd vir die NWI Arende se onder 21 rugbyspan in Vanderbijlpark. Hy het op hakker in die skram gesak en vermoedelik op nat gras gegly. Hy speel meestal agste man en soms flank. Wilano moes Saterdag skielik hakker gespeel het en voor in die skram gesak het. Al het hy nog nooit tevore in hierdie posisie gespeel nie. 'n CT-skandering by die Midval Private Hospitaal in Vereniging het gewys Sonders se 4de en 5de nekwervels het geskuif. Die een het agtertoe geskuif en teen die rugmurg vasgedruk. Sonders is vanaf die Midval Hospitaal na die Staatshospitaal in Sebokeng oorgeplaas omdat hy nie aan 'n mediese fonds behoort het nie. Hy het om 04:00 opgehou om asem te haal. Hulle het hom lank probeer bykry, maar kon dit nie reg kry nie. Sonders is dood nadat die swelling weens sy besering so erg geword het dat dit die werking belemmer het van die area in sy rugmurg wat die diafragma gereguleer het. Die dokter het gesê, indien Wilano oorleef het, sou hy waarskynlik 'n kwadripleeg gewees het weens die skade aan sy rugmurg en sy ook nie lank daarna geleef het nie. Sonders het by die Venters in 3 riviere vereniging gewoon terwyl hy onderwys aan die NWI se Vanderbijlpark kampus gestudeer het. Hy was 'n tweede jaar student gewees. Hy het mooi maniere gehad en kon met enige iemand gepraat het sy familie bekend gemaak. Louis Jacobs, NWI woordvoerder, het namens die universiteit medelee met Sonders se familie en naasbestanders getuig. Begrafnisreëlings was teen gistermiddag nog nie getref nie. Familielede van die 15 slagoffers van die griepbotsing op die R63 in die Oos-Kaap word versoek om na vore te kom en met die identifisering van die lyke te help. Die ongeluk het Saterdagnag omstreeks middernag op die R63 tussen Adelaide en Fort Beaufort plaasgevind. 'n Toyota Quantum minibus taxi wat van King Williamstown na Kaapstad onderweg was en 'n Isuzu dubbelkajuitbakkie het reg van voor met mekaar gebots. Die bestuurder van die bakkie is op die toneel doodverklaar, asook 13 insittendes van die minibus taxi, onder wie die bestuurder. 6 ander insittendes van die minibus taxi is na plaaslike hospitaal geneem, waar nog 'n persoon by hulle aankoms doodverklaar is. Die 3 beskuldiges, wat in verband met die skietdood van 'n matrikulant en Herma in Geberra aangekeer is, sal na verwagting om borgtog aansoek doen. Die 3 is op 2 aanklagte van moord, 2 van samenswering om moord te pleeg en die besit van 'n ongelisensieerde vuurwapen aangekla. Al 3 het aangedui dat hulle wel om borgtog gaan aansoek doen. Die 3 is op 2 aanklagte van moord, 2 van samenswering om moord te pleeg en die besit van 'n ongelisensieerde vuurwapen aangekla. Die moorde donderdag aand in Walmer, Geberra, het skokgolwe deur die gemeenskap gestuur nadat dit bekend geword het dat Hailey Jade, 'n matrikulant van die Collegiate Girls High School, doodgeskiet is. Die motief vir die moorde word steeds ondersoek. Die polisiewoordvoerder het gesê, die polisie is donderdag omstreeks 20:30 na die Sasonke Village in die Walmer Township ontbied nadat skote in hierdie gebied gehoor is. Verskeie skietwonde is deur beide opgedoen. By Alexander Bay was dit 'n skouspel soos die Oranje rivier by die Delta in die see gestoot het. Benewens die Oranje rivier vakansieoord tussen Appington en Kanon Eiland en die Ikaya Lodge en Keimus is die eiland vakansieoord Reitz Park en ook die Riva Resort by Appington onder water. 'n Brug by Grootdrink is onbegaanbaar. Met die koerante se besoek aan die gebied het plaaslike inwoners met opgerolde broekspype oor die brug geloop om die winkel op Grootdrink te kon bereik. Die laagwaterbrug by Kanon Eiland is geheel en al onder die rivier en 'n brug onder die massas water is. Die eienaar van Vassils Blasting sê hy glo die vloed het nou sy piek bereik en dat die Oranje rivier
dalk nog vir 3 dae so hoog sal vloei, voordat die watervlakke weer eens sal begin daal. By Keimoes was die Oranje 1 brug ook teen gisteroggend heeltemal oorstroom, maar verkeer kon steeds met die hulp van die verkeersdepartement se regulering oor die brug gery het. Die Oranje rivier het ook in Appington gevaarlik na aan huise op die oewer opgestoot. Die Valke het in Maart gesê, hy ondersoek 4 dossiere van hoogverraad teen Afriforum en Solidariteit nadat dit geopen is. Die ondersoeke hou verband met politieke partye wat klagtes van hoogverraad teen Afriforum en Solidariteit by die polisie ingedien het weens die verspreiding van misleidende inligting in die FSA oor die onteieningswette. As bewaker van die grondwet is enige daad of gedrag wat 'n land benadeel wat negatiewe gevolge vir 'n land het, 'n skending van die grondwet. Dit kan insluit die skep van politieke of ekonomiese onstabiliteit wat skadelik vir die land sal wees. Soos alle regte in die handves van regte, sal die beperkingsklausules van toepassing wees. Indien daar enige bedreiging vir die grondwet en gevolglik die stabiliteit van hierdie land is, sal stappe gedoen moet word om die soewereiniteit en stabiliteit van hierdie land te kan verseker. Die plakkershut, waarin Kelly Smith saam met Jacqueline Boeta Apollos en haar 3 kinders gewoon het, tot in Februarie 2024, toe Jocelyn destyds 6 jaar oud was, verdwyn het, is aan die brand gesteek, hierden nadat Smith Apollos en Stevine van Ryn skuldig bevind is op die aanklagte wat met Jocelyn se verdwyning verband gehou het. Die saak van brandstigting teen Monique Kekana is op 12 Mei vir 'n formele borgtog aansoek uitgestel. Regter Erasmus het Smith, Apollos en van Ryn vroeër hierdie dag in die Kaapse Hooggeregshof wat in Saldanha sit op aanklagte van mensenhandel van 'n kind en ontvoering skuldig bevind het. Hy sê die staat het bo redelike twyfel sy saak teen hierdie 3 bewys. Die saak is tot Vrydag vir reëlings en gesprekke oor vonnisoplegging uitgestel. Vonnisoplegging sal in Saldanha plaasvind. Minstens 103 renosters is in die eerste 3 maande van hierdie jaar in Suid-Afrika gestroop. Die 103 renosters wat van 1 Januarie tot 31 Maart gestroop is, kom neer op 'n gemiddeld van soort 34 renosters per maand. Dis byna soortgelyk aan die gemiddelde van 35 renosters wat in die vorige 12 maande per maand gestroop is. Altesaam 420 renosters is verlede jaar gestroop. SANParks het die meeste verliese aangeteken met 65 renosters wat in nasionale parke gestroop is. KwaZulu-Natal het 16 gevalle van renosterstropery aangemeld, terwyl die Limpopo provinsie met 10 gevalle, die Vrystaat met 5, Noordwes met 4 en Mpumalanga met 3 aangemeld het. In 'n belangrike stap het wetstoepassingsagentskappe in die 3 maande 15 verdagtes weens stropery aangekeer. Nog 5 sake waarin stropers aangeklaas is in hierdie tyd afgehandel. Daar word ook met gemeenskappe wat naby beskermende gebiede woon saamgewerk om 'n volhoubare lewensbestaan aan te moedig en die maatskaplike ekonomiese faktore wat tot die stropery van renosters lei te versag. Die moordsaak van 'n ma van die Oos-Kaap wat 'n bewering 'n man doodgeslaan het omdat hy haar dogter glo verkrag het, is gister in die hof teruggetrek. Met gister se hofverskyning het Oscar Mabonyane, Oos-Kaapse premier, en Boekie Fanta, LER vir maatskaplike ontwikkeling, deelgeneem aan 'n optog teen geslagsgeweld na die betrokke hof. Die saak is wel terugverwys vir verdere ondersoek wat sal bepaal of 'n geregtelike doodsondersoek wel nodig sal wees. Die saak spruit uit 'n voorval op 5 April toe die ma haar 20-jarige dogter wat 'n spraakprobleem het, alleen by die huis gelaat het terwyl sy moes uitgegaan het. Die polisie het voorheen gesê, inwoners van die gebied het aan die ma gesê haar dogter is saam met 'n 65-jarige man na sy huis. Die ma het hierna die man begin aanrand, waarna gemeenskapslede ook glo begin deelneem het. Lydens die polisie se misdaadstatistieke is daar in die Oos-Kaap in die 3de kwartaal van die 2024-2025 boekjaar van Oktober tot Desember 201 vroue en 44 kinders in hierdie provinsie vermoor. Die Suid-Afrikaanse wynboerbedryf het duidelikheid verkry oor hoe president Donald Trump handelstariewe op Suid-Afrikaanse goedere op die pad na die VSA sal werk. Trump het op 2 April 'n 30% invoertarief op Suid-Afrika aangekondig wat op 1 April in werking sou tree. Hy het later die nuwe tariewe vir al die lande vir 90 dae opgeskort en 'n verlaagde sogenaamde wederkerige tarief van 10% ingestel, behalwe vir China. President Cyril Ramaphosa het ook einde April 'n telefoongesprek met Donald Trump gehad en ooreengekom om so gou as moontlik byeen te kom om na verskeie kwessies te kyk. Suid-Afrika se 7 span het Spanje met 19-5 in die eindstryd van die Los Angeles Sevens toernooi geklop en as wêreldkampioen gekroon.
Sedert verlede seisoen kwalifiseer die boonste 8 spanne na die afloop van die voorlaaste toernooi om sake uit te spook in die laaste toernooi. Na afloop van die Dubai toernooi het die Blitsbokke 'n week later skitterend vertoon en die Kaapstad toernooi ook gewen. In Los Angeles het hulle in die groepwedstryde met Frankryk met 19-10 en Brittanje 12-7 en Argentinië met 29-10 gewen. Daarna het Selwyn Davids, kaptein van die Blitsbokke en sy spanmaats Nieu-Seeland in die half-eindronde met 26-5 gewen. Die afgelope seisoen het Zander Reinders suksesvol sy buiging vir die Blitsbokke gemaak. Visser, Oosthuizen en Niemann vier almal later van dese maand hulle 30ste verjaarsdag. Akani Simbine, wat ook verlede week in Xiamen in die eerste ronde die pyp gerook het die slag die wenstreep in 9.98 sekondes oorgesteek. Simbine se aandag verskuif nou na die wêreldbeker aflosbyeenkoms in Gansu die komende naweek, waar Suid-Afrika se 100 meter blitse sal vergoed vir die teleurstellende vertoning in 2024, waar tydens hulle nie eens die eindrondes kon gehaal het nie. Suid-Afrika sal ook op die afloskouspel aan die 4x400 meter vir mans deelneem en sal uit Wade van Niekerk, Cardio Isaacs, Zakiti Nene, Udemy Okon, Lite Pillay, Ntem Mkulu, Tommy Sangshezi en Leendert Kokemoer hulle span kan kies. Zenay Geldenhuys, Miranda Kutsie, Rogail Joseph, Precious Molepo, Shelly Nekubeni en Hannah Hope van Niekerk, Jara van Staden en Marley Viljoen is in die groep vir die 4x400 meter vir vroue ingesluit. Die Amerikaner Kenneth Bassenarek het intussen die vinnigste tyd van die jaar in die wêreld aangeteken toe die 200 meter in 19.84 sekondes gewen het op Sondag se Grand Slam reeks byeenkoms in Miami. Suid-Afrika se Benjamin Richardson was in die 7de plek met 'n tyd van 20.62 sekondes. Die Amerikaner Sydney McLaughlin het Sondag die 400 meter vir vroue in 49.69 sekondes afgeransel. Universiteit van Johannesburg het die Madibas, soos die Nelson Mandela Universiteit se rugbyspan bekend staan, gister nalskraap met 24-21 in die promosie-relegasiewedstryd op Tikse Groenkloof kampus in Pretoria gewen. Die UJ het gister in 'n japtrap by 12-0 voorgeloop, maar danksy 2 verdoelde drieë deur die Oos-Kaapse studentespan was die telling met rustyd 14-12 in die Madiba se guns. Wits wat segeloos was en laaste geëindig het, is outomaties na die skildreeks die tweede liga gerelegeer. Varsity College van KwaZulu-Natal het bo aan die skildreeks se puntelys klaargemaak en derhalwe outomaties promosie na die topliga vir 2026 verwerf. Die Madibas wat deur David Manuel afgerig word, het die kans gehad om tot die topliga bevorder word, omdat hulle tweede op die skildreeks se puntelys klaargemaak het. Roan Strauli, veelsidige voorspeler van die Leeu's, moes sy rugbyloopbaan weens sy nekbesering noodgedwonge op die ouderdom van 26 kort geknip het. Die Leeu's het bevestig, Strauli seun van Rudolf, die franchise uitvoerende hoof, het uitgetree. Strauli het in 2020 by Ellis Park aangekom en het gereeld vir die Leeu's uitgedraf. Hoewel hy hom nooit in die beginspan kon gevestig het nie, het die Leeu's 15 keer in die VRK verteenwoordig. Sy veelsidigheid laat 'n leemte, maar die Leeu's het 'n groot gros belowende spelers soos JC Pistorius en Renzo Du Plessis en Jared Kins. Die voormalige Formule 1 renjaer en Le Mans 24-uur wenner Jochen Mass, wat 78 jaar oud was, van Duitsland, is Sondag oorlede. Mass het sy enigste Formule 1 oorwinning in die Spaanse Grand Prix in 1975 behaal. Hy het Formule 1 in 1992 verlaat en die Le Mans 24-uur wedren in 1989 die eerste keer gewen. Dit is met 'n swaar hart dat ons vandag die dood van Jochen Mass moet aankondig na komplikasies weens 'n beroerte wat hy in Februarie gehad het, so het sy familie in 'n verklaring aan die koerante bekend gemaak. Die viermalige Grand Slam kampioen Naomi Osaka het haar eerste WTA-titel gewen sedert sy in die Australiese Ope in 2021 geseëvier het. Die Japaneese ster het Kasia Juvan van Slovenië in die eindstryd van die L Open 35 de St. Malo 'n WTA 125 byeenkoms op klei met 6-1 en 7-5 gewen. Osaka het verlede jaar gesukkel met 'n gebrek aan krag en akkuraatheid terwyl sy nie verder as die tweede ronde van enige Grand Slam toernooi gevorder het nie. Koloniale is in Suid-Afrika se beginspan ingesluit vir die kragmeting met Australië in die onder 20 rugby kampioenskap. Al die wedstryde in die reeks wat Sondag ten einde gaan loop, vind vanjaar in die Nelson Mandela Stadion plaas.
In die middelveld neem Dominic Malgas en Scott Nel die plekke van Albei Bester en Dimitri Erasmus. Die Junior Bokke se nuwe skakelpaar is Siano Evertson op loskakel en Wusi Mojo op nommer 9. Die Aiki Nyali sal die nommer 6 try in Tando Biele se plek inneem. Simpiwe Ngobesi, Jan Reiskuman op haker en Herman Libbe die vaskopstit is die Junior Bokke se voorry vir die stryd teen die Junior Wallabies. In vandag se ander wedstryd wat om 1400 uur afskop, sal Nieu-Seeland en die Argentyne slags wees. Die Junior Bokke se laaste kragmeting in vanjaar se onder 20 wedstryd is Sondag teen die Kiwis. Die skeieregter in vandag se wedstryd is Thomas Betarza van Argentinië. Die afskoptyd is 16:10 en word regstreeks op Supersport 211 uitgesaai. Advertensie van Netwerk 24 teken in en kry verskeie tydskrifte en koerante. Advertensie van Bloemkeel vir jou. Jy kan vir Dian of Susan by 082-390-339 kontak. Hulle sal jou voertuig se registrasie namens jou behartig. Ons weerbrug vir die streek lyk so: Messina 1528, Polokwane 1125, Lephalale 1228, Mbombela 1228, Mahikeng 1224, Pretoria 1426, Johannesburg 1324, Ermelo 824, Richards Bay 1627, Pietermaritzburg 1024, Durban 1726, Port St. John's 1926, Bethlehem 822, Bloemfontein 1022, Allawil Noord 1023, Welkom 1223, Vryburg 1224, Kimberley 1325, Appington 1628, Prieska 1425, Springbok 1730, Karasburg 1930, Keetmanshoop 1830, Mariental 1729, Alexanderbaai 1623, Brandvlei 1729, Loederitsbaai 2028, Vredendal 1529, Kaapstad 1620, Sutherland 1222, George 1318, Jeffreys Bay 1521, Cabarra 1425, Graaff-Reinet 1426, Oos-London 1725, De Aar 1224, Molteno 921, Beaufort Wes 17 in die oggend, 28 grade Celsius in die middag. Ons markte vir die dag lyk so: die rand verhandel teen R18.26 teenoor die Amerikaanse dollar. Die Australiese dollar kos R11.81. Die euro verhandel teen R20.66. Die pond kos R24.28. Die yen kos 13 sent. Die prys van silwer is $32.46 Amerikaanse sent per fyn ons. Die prys van goud is $3,332 ook per fyn ons. Die prys van Brent olie is $61.29 Amerikaanse sent per vat. Die gedagte vir die dag, dis Dinsdag. Positiewe dinge is vir ons almal beskore. Fokus op een ding per slag. Dinge sal verbeter. Vertrou net. Dis al vir vandag. Onthou om te like, deel met jou vriende en jou vriendinne en onthou om te subscribe. Aangename dag word vir julle toegewens.